beloftes van God vir vandag. Matteus 18, vers 4, 3 en 4. Dit verseker ek julle, as iemand nie verander, en soos die kinders word nie, sal hy beslis nie die koninkryk van die hemel ingaan nie. Beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag, soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. Nederigheid. Hoe moeilik is dit net nie om nederig te wees nie. Jare terug was daar 'n liedjie, It's hard to be humble. Baie mooi liedjie. Die belangrikste les aan 'n gelowige, wat 'n gelowige moet leer, is om nederig te wees. Mag elke Christen wat in heiligheid wil vorder, dit onthou. Jy moet minder word om meer te word. Nie meer word, want dan gaan jy minder word. Mag elke Christen die heiligheid wil bevorder en dit onthou om nederig te bly. Baie mense begin nederig om wat hulle doen. En as hulle ding goed doen, en hulle word deur mense geprys, word hulle hoogmoedig, kry hulle groot koppe. Hulle begin bo kan hulle self uitstyg, want hulle dink hulle doen dit uit hulle eie krag uit. Die hoogste heiligheid is die grootste nederigheid. Dit kom nie van self nie, maar slegs deur die vertroue God, wat dit 'n belangrike oogpunt ag om nederig te bly. Dit is voorware seën om so vry van onsself te wees, dat enigiets wat vir ons gesê of gedoen word, verdwyn in die gedagte dat Jesus alles is. Jesus haat jaloesie en is liefdevol teenoor ons. Hy waak jaloesie en is liefdevol teenoor ons. En swaarte hy hou ons onder, totdat ons leer dat sy genade alles is en genotpunt uit dit wat ons onderhou. Sy krag wat perfek word in ons swakheid. Sy teenwoordigheid wat ons verleen, vul en bevredig. Word die geheim van nederigheid wat nooit misluk nie. Jesus sê, en hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie bekeer, en soos kinders word nie, julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Wie hom dan verneder, soos hierdie kind, hy is die grootste in die koninkryk van die hemel. Wat het gebeur hier? Die disippels vra, wie is die grootste in die koninkryk? En Jesus roep ook 'n klein kind na hom toe, en sit hom in die middel, en sê dan hierdie woorde, wat alles omdraai. 3 sleutels uit hierdie teks is die volgende. En die eerste daarvan is, bekeer en word soos hierdie kinders. Bekeer, draai om, verander rigting. Kinders glo, kinders vertrou, en kinders is afhanklik. Ons moet glo, ons moet vertrou, ons is afhanklik van God. Jesus sê, los jou trots, los jou, ek kan self, word weer afhanklik van die Vader. Die tweede ding is, verneder julle soos hierdie kinders. Hierdie kind het nie probeer beïndruk nie. Hy het net gekom toe Jesus hom geroep het, om jou te verneder, om te sê, Here, ek het U nodig, sonder U kan ek niks doen nie. Dis nie swakheid nie, dis wysheid. En die derde is, hy is die grootste,
In God se koninkryk werk dit andersom. Die wêreld sê, klim, behaal en bewys. Jesus sê, buig, vertrou en ontvang. En die een wat die laagste gaan, is die hoogste by hom, by God. In hierdie vers, in verbinding met 1 Timoteus 7, wat ons in die vorige beloftes van Here gelees het. 1 Timoteus sê, God gee ons 'n gees van krag. In Matteus 18 vers 3 en 4. Maar hierdie krag werk die beste as ons soos 'n kind afhanklik is. Krag en nederigheid is gelyk aan koninkryk karakter. Hier is 'n gebed uit Matteus 18 vers 3 en 4. Ek bekeer my van my trots en myself genoegsaamheid. Leer my vandag om soos 'n kind na U toe te kom, met leë hande, met 'n oop hart, met volle vertroue. Ek verneder myself voor U. Wees my Vader, wees my alles. In Jesus se naam. Amen. Wat beteken dit om soos 'n kind te wees? Om soos 'n kind te wees, is vir my, is dit, vra, glo en rus in die Vader se arms. Ek sê dit weer, vra, glo en rus in die Vader se arms. Ons kyk wat sê die woord oor nederigheid. Wie nederig is, dien die Here en ontvang rykdom, eer en lewe. Spreuke 22 vers 4 sê vir ons. Wie nederig is, as jy nederig is, en jy dien die Here en ontvang rykdom, dan ontvang jy die rykdom, die eer en die lewe van die Here Jesus Christus. Wanneer iemand nederig is en hy respekteer en hy dien die Here, dan word hy ryk. Mense respekteer hom en hy lewe lank. 1 Petrus 5 vers 6 sê vir ons, onderwerp julle daaraan in nederigheid aan die kragtige hand van God. Die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog vir die tyd wat hy bestem het. Nie jou tyd nie, sy tyd sal hy jou verhoog, vir jou gee, jou op die vaste rots plaas. 1 Petrus 5 vers 6. Kyk, hy sal jou verhoog, maar jy moet nederig wees. Jy moet nederig wees so sy krag kan werk deur jou. Josua 57 vers 15 sê vir ons die volgende. Ek woon in 'n hoog en heilige plek. Ek is by hom wat verdruk en nederig is. Ek gee nuwe krag aan die nederige. Ek gee nuwe krag aan die verdruktes. Ek lees hierdie vers weer en ek verander net die woorde weer. Ek maak dit my eie. God woon in 'n hoë en heilige plek en God is by my wat verdruk en nederig is. God gee nuwe krag aan die nederiges, soos ek. Hy gee nuwe krag aan die verdrukkes. Daar waar God bly, daar op sy heilige plek, sien hy my nog steeds raak, wat verdruk en nederig is. God sien verby alles, en hy sien my raak, want sien hy gee my krag, nuwe krag, elke dag. Ek hoef nie eens te vra daarvoor nie, hy gee dit vir my, want ek is sy kind. Maar vir my om te weet, daarom gee hy vir my. Geseënd is die sagmoediges, in Matteus 5 vers 5. Geseënd is die sagmoediges. Dis daardie gedeelte van die
geseënd is, want hulle sal 'n nuwe aarde ontvang. Julle wat jonger is, 1 Petrus 5 vers 5 weer, 5 vers 5. Julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouwens teenoor mekaar nederig wees. Mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Hy weerstaan, hy help hulle nie, hy gee nie vir die hoogmoediges nie, krag nie, hy help hulle, hy help die nederiges. Want sien in 1 Petrus 3 vers 3 en 4, julle skoonheid moet nie bestaan uit uiterlike dinge nie, soos haarkapsels, juwele, sierlike klere nie. Nee, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees. Blymoedigheid, blywennig beskeienheid en kalm van gees. Dit is by God groot waarde. Dit is by God groot waarde. Julle moet mooi wees, maar moenie mooi wees net omdat julle hare so mooi vleg, dat almal altyd daarna wil kyk nie, of omdat julle goue juwele dra, of omdat julle so baie die klere aantrek nie. Julle harte moet altyd mooi wees. Julle moet nederig en rustig wees. Dit is baie belangrik vir God. Dit is wat hy wil hê ons moet wees. Vra na die wil van God. Alle nederiges in die land, almal wat doen wat die Here wil, streef na regverdigheid, na nederigheid. En ons moet vra na die wil van God. Almal wat nederig is. Ons moet doen wat God wil hê. Ons moet strewe na wat hy vir ons wil gee. Want almal in die land moet nederig wees. Moet vra wat God wil hê. En hulle moet dit doen. Hulle moet aanhou om die regte dinge te doen en nederig te wees. Miskien sal die Here julle nie straf wanneer hy kom nie. Want onthou wat gesê het, om meer te word moet jy minder word in die koninkryk van God. Nie soos op aarde, om meer te word moet jy meerder word nie. Ons kyk hier na Spreuke 29 vers 23. Hoogmoed bring 'n mens tot 'n val. Nederigheid bring eer. Dis soos wanneer jy in 'n saal inloop of in 'n kerk en jy gaan sit nie op die voorste bank nie, dat jy agtertoe geroep moet word nie. Jy gaan sit in die agterste bank, in die nederige bank. Jy gaan word vorentoe geroep deur die predikant. Want jy wil nie verneder word nie, maar jy wil nederig ingaan, sodat jy verhoog kan word. Want hoogmoed kom tot 'n val. Die selfversekeris sal verneder word. Josua 2 vers 11. Die hoogmoediges sal tot 'n val kom. Die selfversekeris sal verneder word op die dag waar die Here verhoog word. Die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Matteus 23, Matteus 23, vers 11 tot 12. Die grootstes onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word. Wie nederig is, sal verhoog word. Kyk mooi na hoe dit werk. God werk so. Filippense 2, vers 3 tot 9, lees ek graag vir ons. Moet niks uit selfsug en eersug doen nie, maar uit nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elke een
aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die ander eens. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Jesus Christus was. Hy wat in 'n gestalte van God was, het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waarin hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan die mens gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee bo elke naam. Die naam van Jesus Christus, ons Here. Die naam waarin ons bid. In Spreuke 27 vers 2 sê vir ons, laat dit aan 'n ander oor om jou te prys. Moet nie self doen nie. Laat dit uit 'n ander se mond kom, nie uit jou nie. Ons kyk weer na Filippus 2 vers 3 tot 9. Dit is een van die diepste stukke in die hele Bybel. Vers 3 sê ons, doen niks uit selfsug en eersug nie. Maar laat elkeen in nederigheid 'n ander hoër ag as homself. Laat elkeen wat sy eie belang vooropgestel het nie, maar ook die van 'n ander. Laat elkeen nie sy eie belang vooropgestel nie, maar ook die van ander. Laat hierdie gesindheid in julle wees, wat ook in Jesus Christus was. Hy wat in 'n gestalte van God was, dit nie as 'n byt geag nie, om aan God gelyk te wees nie, maar homself onede het deur 'n gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk te word, in 'n gedaante as 'n mens gevind, dat hy homself verder verneder en gehoorsaam geword het tot die dood toe, tot aan die kruisdood. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom die naam gegee bo elke naam. Die boodskap het 3 dele. Ons gesindheid doen niks uit selfsug nie. Laat elkeen 'n ander hoër ag as homself. Dit is die teenoorgestelde van die wêreld. Die wêreld sê, ek eerste. Jesus sê, ander eerste. In vers 5, laat hierdie gesindheid in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Ons word geroep om soos Jesus te dink, soos Jesus te wees. Tweedens, Jesus se beeld. In vers 6 tot 8, hier sien ons die grootste omkeer in die geskiedenis. Jesus was God. Hy was God. Vers 6, in 'n gestalte van God. Hy het homself oneien. In vers 7 sê, hy het dit alles neergesit. Sy goddelike mag, sy goddelike seën en rykdom, het hy alles neergesit. Hy het 'n diensknegt geword. Hy het gekom om voete te was. Hy kom was voete. Hy word 'n diensknegt. Hy het gehoorsaam geword tot die dood, selfs aan die kruis. Broer en suster, die koning het afgetree om ons te kom red. Nie afgetree, opgehou werk nie. Het afgestap van die hemel na die aarde toe.
En die derdens, God se antwoord in vers 9. Daarom het God hom ook uitermate verhoog, omdat Jesus homself verneder het, en die Vader hom verhoog, die pad af ondertoe, en die pad op boontoe geword. Dit is 'n koninkryk wiskunde, verbindings met Matteus 18 vers 3 tot 4. Matteus 18 sê, wie hom verneder, soos hierdie kind, hy is die grootste. Van Filippus 2 vers 8 en 9, Jesus het homself verneder, daarom het God hom verhoog. Hierdie beginsel, Jesus het dit eerste gelewe, ervaar. En derdens, vra om vandag aan te dink, waar is ek selfsugtig? Waar dink ek net aan myself? Dink maar 'n bietjie daaraan. Waar is ek selfsugtig? Waar dink ek net aan myself? En die tweede vraag wat jy aan vandag kan dink is, wie kan ek vandag hoër ag as myself? Wie kan ek aan vandag dink hoër as myself? 'n kollega, gesin of 'n vriend? Waar roep God my om te ontledig soos Jesus? My regte, my tyd en my trots. Bid hierdie gebed vandag uit Filippus 2 vers 5. Here Jesus, gee my u gesindheid. Ek vra Here, gee my u gesindheid. Die gesindheid wat nie vasklem aan regte nie, maar diens kies. Die gesindheid wat afdwaal om op te lig. Help my om vandag nie my eie belange eerste te stel nie, maar om ander te sien soos u hulle sien. Verneder my, sodat u my kan verhoog. Amen. Hierdie gedeelte het my lewe verander, broer en suster. Grootheid in die oë, in God se oë, is gelyk aan diens plus nederig plus gehoorsaamheid. En ek sê dit weer, gehoorsaamheid plus nederigheid plus diens is gelyk aan, kyk na hier som, die grootheid in God se oë. Laat dit aan 'n ander oor om jou te prys. Moet dit nie self doen nie. Laat dit uit 'n ander se mond, nie uit jou kom nie. Jesus het gegaan sit en die 12 geroep. En hy sê toe vir hulle, as iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees. Markus 11 vers 35. As jy eerste wil wees, moet jy eintlik laaste wees. Dis die hemelse se som. Dankie Here, dat ek na u mag luister, dat u my leer om laaste te wees, en nie eerste nie. Dat ek nie myself bo ander verhoog nie. Here, moenie dat ek myself prys nie, myself verhoog nie, dat ek my loon by u kan hê. Here, dankie dat u Jesus die naam gegee het, bo elke ander naam, dat ons in sy naam tot u kan bid. Here, dat hy gehoorsaam was, dat hy tot aan die dood toe, aan die kruis gesterf het, dat hy so betroubaar is, Here. My God, my Vader, dat ons vandag gered kan wees, dat hy as mens gekom het, om ons te kom red, dat die Here ons uit liefde kom red het, dat hy nie vastgehou het aan die hemel en van ons vergeet het nie. Here, dat ons kan wees soos 'n kind vandag, dat ons kan mekaar kan dien
En nie die grootste probeer wees onder mekaar nie, maar dat mekaar kan tot diens kan wees. Dat ons nie hoogmoedig is nie, dat ons nederig is, dat ons soos daardie kind, soos Jesus ook was, dat hy ons kan bystaan in al die liefde en genade. Want hoogmoedigheid laat die mens val, maar nederigheid, Here, tel ons weer op. U wat ons optel, U wat ons die krag gee, U wat vir ons sê, wees sterk, wees nederig, streef na regverdigheid, na nederigheid. Alle nederigheid kom van U, Here. Here, dat ons vra na U wil, en dat ons doen wat U wil hê ons moet doen. In die naam van Jesus Christus, dit het by God groot waarde om nederig te wees, en dankie, Here, daarvoor. Amen.